In ons reeks wat ons oor psalms gesels, is daar 'n paar dinge wat 'n mens probeer regkry in hierdie studie van psalms. Die een is om regtig 'n bietjie na die woordeskat en die diepte waarmee psalms geskryf is. Te kyk en kyk op watter manier dit ook jou verryk in jou gebedslewe. Om sommer net 'n psalm te vat en dit te sing, sommer jou eie wysie te maak. En so in die kar as jy ry en niemand hoor jou nie. Of om dit te bid, net hardop dit te bid, of net te bid en daaroor te dink, of dit in jou eie woorde of in die eerste persoon oor te skryf. 'n Deel van ons verstaan van psalms is om agter te kom 'n bietjie van die Hebreëse poësie en hoe dit werk en hoe ons patrone kry, ABC, CBA patroon of 'n ABC patroon of 'n hoe parallelisme hom herhaal, die beelde wat hy gebruik, uit die mitiese wêreld beelde wat hy gebruik. So hierdie kursus is om jou soort van in te nooi. Daar's nie 'n manier dat jy alles sal onthou en alles sal ervaar wat jy geleer het nie, maar ons kry ook te verstaan dat daar verskillende genres is. Daar is lofpsalms en daar is klaapsalms. En dat ons ook leer, maar dit is ook reg. Dit is nie, ek doen nie 'n sonde as ek by die Here kla nie. Maar dat daar ook liedere is wat ek bid en dat ek so saam met die psalmskrywer en digter voor die Here kom en die diepte daarvan bid. En so sal jy verseker 'n hele paar psalms merk wat wat jy van hou en dit vir jou uitstaan. So ek wil graag saam met jou so 'n bietjie kyk na die verskillende psalms wat ons geleer het in hierdie tyd en ek wil stil staan by hierdie skyfie, Walter Bruggeman. Ons het oor hom gesels en hy deel die psalms in volgens verskillende oriëntasies. So hy begin by die oriëntasie, eerste oriëntasie, daar is psalms wat dankbaarheidspsalms is, wat vertroue psalms is, wat so 'n bietjie vertel van die wêreld toe dinge nog als in orde was, toe dit rustig was. Die skepingsorde wat vertel van, soos die ou mense altyd gepraat van die goeie ou dae amper. Toe dinge uitgesorteer is, toe jy geweet het hoe werk dinge. Maar dan kry jy, sê Walter Bruggeman, dan kry jy 'n tweede tipe genre wat disoriëntasie is. Dis wanneer daar oorlog is, wanneer daar 'n krisis is, wanneer daar pyn en verlies is. Dis klaapsalms. Dis psalms wat 'n mengsel is tussen lof en dank en kla. En dinge werk nie heeltemal meer uit nie. Dinge is nie meer so seker en rustig en agter mekaar nie. En dan sê Walter Bruggeman kry weer 'n derde genre wat meer wat hy noem die heroriëntasie is, waar jy weer hoop kry, waar jy nou deur hierdie pyn en lyding is, maar wat jy weer begin rigting kry, wat jy weer agterkom, daar is lig in die tonnel. En nou weet ons, jy kry verskillende psalms by elkeen van hierdie, maar jy kry dit ook in jou eie lewe, waar jy tye het waar jy absoluut so dankbaar is, waar jy so vertrou op die Here. En dan kom daar 'n krisis, 'n motorongeluk, 'n siekte, 'n slegte ding. En dan sit verlies en dan kla jy. En dan begin jy gewoond raak daaraan, jy begin weer die sin daarin te sien en dinge begin weer uitgesorteer word. En jy kry weer hoop en lig in jou lewe. En hy noem dit heroriëntasie. En dan kry jy psalms wat daarvan vertel, na die pyn, na die kla. En as jy hierdie goeters lees, dan kom jy agter, maar dit is niks anderste as maar net die pad van 'n gelowige nie. En hoe ons daardeur gaan en hoe ons dit ervaar. Soms is ons so oortuig en ons is so seker en alles is so uitgesorteer. En dan kom daar iets hier 'n dwarsklap en dan
dan verloor jy perspektief en is net moeilik en jy verstaan nie en jy worstel daaroor. En dan begin jy laterand weer in jou lewe rigting te kry en dan sien jy wat die Here se plan daarmee is of jy begin weer lig in die tonnel te kry. Ja, ek wil graag vir jou vra dat jy, soos ek in die begin gesê het, dat jy vir jou papier kry en ons gaan so bietjie nou kyk wat kan jy onthou en jy kan jou boek by jou oophou. Ek gaan vinnig deur die vrae lees, dis 30 vrae en dan kan jy rustig op die papiertjie merk en dan gaan ek nou al die antwoorde saam met jou deur. So probeer onthou wat het jy geleer? Ek gaan vir jou so 30 vrae gee. Dalk gaan dit so bietjie vinnig. Stel jou video stadiger of pause die video en soek dit op in jou boek en kan jy onthou wat het jy geleer? So kom ek lees vir jou die volgende 30 vrae. 'n Simmetriese patroon. Verskil dit van 'n konsentriese patroon? Is dit waar of is dit onwaar? 2. Watter een van die volgende beskryf die verskil tussen prosa en poësie die beste? Poësie gebruik oor die algemeen korter sinne as prosa. En poësie het 'n hoë frekwensie van parallelisme. Poësie gebruik oor die algemeen meer beeldspraak as prosa. Of as jy dink dit is al drie van hulle, dan werk jy D al bogenoemde. 3. Lineêre, parallelle en simmetriese patrone kan op die vlak van die reël, die strofe of die gedig voorkom. Met ander woorde, ons sou in ons taal sê in die reël is sê nou maar 'n sin, 'n strofe sou ons 'n paragraaf gebruik of 'n gedig is die geheel. Kom die lineêre, parallelle en simmetriese patrone in al drie hierdie voor, waar of vals? Watter stylfiguur beskryf die beeld die beste? Die golwe het opgestyg tot by die hemele en hulle het afgegaan na die dieptes die beste. Is dit 'n vergelyking? Is dit 'n metoniem? Is dit 'n sinekdogie? Of is dit nie een van die bogenoemde nie? 5. Wat is die brondomein in die uitdrukking die Here is my herder? Onthou jy ons het gepraat oor 'n brondomein, 'n target domein. Is dit die herder? Is dit Dawid? Is dit die Here of is dit Dawid se pa? 6. Wat is die beste manier om Hebreëse parallelisme te verstaan? Om dieselfde ding twee keer te sê, dat die tweede kolon die eerste herhaal. C. Om 'n soortgelyke ding twee keer te sê met 'n verskil in die tweede kolom. Of D. Om twee verskillende dinge te sê. Wat is die beste manier om 'n Hebreëse parallelisme te verstaan? 7. 'n belangrike verskil tussen prosa en poësie is dat poësie oor die algemeen meer beeldspraak gebruik. Is dit waar of is dit vals? 8. Watter een van die volgende is die kleinste eenheid van 'n Hebreëse gedig? 'n strofe, 'n kolon, 'n reël of nie een van bogenoemde nie? 9. Watter een van die volgende eenhede van die Hebreëse poësie beskryf die frase die Here is my herder? Is dit 'n strofe, 'n stanza, 'n kolon, 'n reël of nie een van bogenoemde nie? Watter een van die volgende eenhede van die Hebreëse poësie beskryf die frase die Here is my herder die beste? 10. Watter een van die volgende definieer parallelisme in Hebreëse poësie die beste? Is dit similariteit? Is dit ooreenstemming? Is dit kontras? Is dit ritme? Is dit bondigheid? 11. Watter een van die volgende soort parallelisme is nie in Hebreëse poësie teenwoordig nie? Klank, grammatika, betekenis of al die bogenoemde is teenwoordig? 12. Hebreëse digters het beeldspraak gebruik omdat dit
kulturele grense oorskry. Is dit waar of is dit vals? 13 Hebreëse digters het die beeldspraak gebruik omdat dit die verstand en emosies beïnvloed. Is dit waar of is dit vals? 14. Watter een van die volgende beskryf die uitdrukking die dood is 'n piesang die beste? Is dit 'n parallelisme? Is dit 'n analogie? Is dit 'n teken? Is dit 'n bron? Of nie een van bogenoemde nie? 15. Watter een van die volgende beskryf die poëtiese patroon A, B, C, D, E? Is dit 'n lineêre patroon? Is dit parallel? Is dit simmetries? Of is dit konsentries? Watter een van die volgende stylfigure word in die uitdrukking die Withuis het gesê gebruik? Is dit 'n vergelyking? Is dit 'n metafoor? Is dit 'n metonimie? Is dit 'n sinekdogie of is dit 'n hiperbool? 17. Die eerste boek in Psalms funksioneer as 'n inleiding tot die temas van die hele boek. Is dit waar of is dit vals? Watter woord beskryf die betekenis van die term Torah die beste? Wet, onderrig, skrif of psalms? 19. Watter konsep beskryf die betekenis van die woord vergaan wat in Psalm 1 voorkom? Verwys dit A na sterf of B om in die hel te beland of C op niks uit te loop nie of D verrottende kos? 20. Watter term beskryf die laaste 2 boeke in die Psalms die beste? Leef deur geloof, die koning kom, leef in hoop of al bogenoemde? 21. Watter woord beskryf Psalm 3 tot 7 die beste? Klaag of eskatologies, lofprysing, messiaans of al bogenoemde of nie een van bogenoemde nie? Watter woord beskryf Psalm 3 tot 7 die beste? 22. 'n klaagpsalm beweeg tipies van lyding na heerlikheid. Is dit waar of vals? 23. Die Hebreëse woord Mashiach verwys na die konsep van die lydende dienaar. Is dit waar of is dit vals? 24. Watter woord beskryf die betekenis van die Hebreëse woord Asheri die beste? Vreugdevol, vry van stres, welstand, voorspoed. 25. Die konsep van meditasie in die Ou Testament is nadenkende stil besinning oor God se woord. Is dit waar of is dit vals? 26. Watter een van die volgende beskryf die vloed die beste waaroor God in Psalm 29 troon? Beskryf dit die vloed in Genesis of chaos of die eskatologiese vloede van Openbaring of die vloede van die boek Joël? 27. Watter een van die volgende beskryf wat volgende is nie waar nie van Psalm 2? Dit is 'n messiaans, dit is 'n koningsskime, dit is ideologies, dit is eskatologies, al bogenoemde is waar. 28. Psalm 1 gee 'n oorsig van die boodskap van die boek Psalms. Waar of vals? Psalm 2 bied die doel van die boek Psalms. Waar of vals? En 30. Die woord wat in die vroeë boeke van die Psalms aangespreek word is: hoe kan ons leef in die afwesigheid van die messiaanse koning? Is dit waar of is dit vals? Ek gaan nou weer deur al die vrae, dan gaan ek die antwoorde vir jou gee. Ek kan so 'n bietjie daaroor praat. Maar as jy wil teruggaan en jy dalk 'n paar gemis, kan jy dalk net weer die video van die begin af speel. Moenie sommer net dadelik na die antwoorde kyk nie. Kyk 'n bietjie wat kan jy onthou, want jy wil dit graag van jou verstaan en die alledaagse gebruik van psalms wil jy dit graag so hê. Goed.
Kom ons begin te kyk nou na die antwoorde. Ja, dit is nou 'n oop boektoets, so jy kan rustig weer daarna gaan kyk. Jy is ook welkom om die boek te gebruik wat jy nou voorbetaal het. As jy nog nie 'n boek gekoop het nie, is jy welkom om die kerkkantoor te skakel dat hulle vir jou 'n boek gee. Hulle kos R100 een. Kom ons kyk na die verskillende vrae en net vinnig daardeur gaan. 'n Simmetriese patroon verskil van 'n konsentriese patroon. Is natuurlik nie waar nie. 'n Simmetriese patroon verskil nie van 'n konsentriese patroon. 2. Watter een van die volgende beskryf die verskil tussen prosa en poesie die beste? Poesie gebruik oor die algemeen korter sinne as prosa. Poesie het 'n hoër frekwensie van parallelisme. Poesie gebruik oor die algemeen meer beeldspraak as prosa of al bogenoemde. Natuurlik al bogenoemde. 3. 'n Lineêre, parallelle en simmetriese patrone kan op die vlak van 'n reël of die strofe of die gedig voorkom. Is dit waar of is dit vals? Ja, dit is waar, natuurlik. Kan in die reël voorkom en in die strofe en in die gedig. 4. Watter stylfiguur beskryf die beeld die golwe het opgestyg tot by die hemele en hulle het afgegaan na die dieptes van die see die beste? Is dit 'n vergelyking? Is dit 'n metoniem? Is dit 'n sinekdogie? Of is nie een van bogenoemde nie? Natuurlik 'n hiperbool en daarom nie een van die bogenoemde nie. 5. Wat is die brondomein in die uitdrukking die Here is my herder? Is dit die herder of Dawid of die Here of Dawid se vader? Natuurlik die herder is die brondomein waarmee Dawid die Here wat die target is, verduidelik met die herder is die bron. Wat is die beste manier om Hebreëse parallelisme te verstaan? Om dieselfde ding twee keer te sê, dat die kolon die eerste herhaal, om 'n soortgelyke ding twee keer te sê met 'n verskil in die tweede kolon, om twee verskillende dinge te sê, is natuurlik C, om 'n soortgelyke ding twee keer te sê met 'n verskil in die tweede kolon. Vraag 7, belangrike verskil tussen prosa en poesie is dat poesie oor die algemeen meer beeldspraak gebruik. Dis natuurlik waar. 8, watter een van die volgende is die kleinste eenheid van die Hebreëse gedig, strofe, kolon, 'n reël? Nie een van bogenoemde nie, is natuurlik 'n kolon. Watter een van die volgende eenhede van die Hebreëse poesie beskryf die frase die Here is my herder? Is dit 'n strofe, is dit 'n stanza, is dit 'n kolon, is dit 'n reël, of is dit nie een van hulle nie? Dis natuurlik 'n kolon. Watter een van die volgende definieer parallelisme in Hebreëse poesie die beste? Similariteit, ooreenstemming, kontras, ritme of bondigheid? Natuurlik ooreenstemming. Watter een van die volgende soorte parallelisme is nie in Hebreëse poesie teenwoordig nie? Klank, grammatika, betekenis of al bogenoemde is teenwoordig. Natuurlik is al bogenoemde teenwoordig in die poesie. Dit is die een met die klank wat vir ons die grootste uitdaging gee, omdat ons nie ons kennis van Hebreëus en van hoe hulle uitsprake nie so vaardig is om daai klanke so goed te kan herken. Hebreëse digters het beeldspraak gebruik omdat dit 'n kulturele grense oorskry. Is dit waar of is dit vals? Natuurlik vals. 13. Hebreëse digters het beeldspraak gebruik omdat dit die verstand en die emosie beïnvloed en dit is natuurlik waar. 14. Watter een van die volgende beskryf die uitdrukking die dood is 'n piesang die beste? Is dit 'n parallelisme, is dit 'n analogie, is dit 'n teken, is dit 'n bron? Nie een van bogenoemde nie. Is natuurlik nie een van bogenoemde nie. 15. Watter een van die volgende beskryf die poëtiese patroon A, B, C, D, E? Is dit lineêr? Is dit parallel? Is dit simmetries? Is dit konsentries? Natuurlik lineêr. A, dan volg B, dan volg C, dan volg D ensovoorts. 16. Watter een van die volgende stylfigure word in die uitdrukking
Die Withuis het gesê gebruik. Is dit 'n vergelyking, 'n metafoor, 'n metonimie, 'n sinodoksie vir hiperbool? Dis natuurlik 'n metonomie. Sinodoksie sal jy onthou is as jy sê, maar hierdie man het 'n dak oor sy kop, dan bedoel dit mos nou hy het 'n slaapplek of hy het 'n huis of so iets. Hy het nie fisies 'n dak oor sy kop nie. Dit is 'n sinodoksie. 'n Metonomie is iets as mens sê die Withuis gaan 'n verklaring lewer, dan kan dit nou die president beteken of sy amptenare, maar hy gebruik 'n ander woord. 17. Die eerste boek in die Psalms funksioneer as 'n inleiding tot die temas van die hele boek. Is dit waar? Is dit vals? Dis natuurlik nie waar nie. Watter woord beskryf die betekenis van die term Torah die beste? Nou gewoonlik word Torah met wet vertaal, maar in die Psalms is dit baie meer onderrig, baie meer leiding en onderrig. 19. Watter konsep beskryf die betekenis van die woord vergaan wat in Psalm 1 voorkom? Beteken dit sterf of om in die hel te beland of om niks uit te loop of verrottende kos? Wanneer hy na die kaf vergelyk wat verstrooi. Dit is iets natuurlik verwys na iets wat op niks gaan uitloop nie. 20. Watter term beskryf die laaste 2 boeke in die Psalms die beste? Leef deur geloof, die koning kom, leef in hoop, of albogenoemde is natuurlik albogenoemde. Psalm 149 en Psalm 150. Watter woord sê vraag 21 beskryf Psalm 3 tot 7 die beste? Is dit klaag of is dit logies? Natuurlik 'n klaag. En jy kan dit kyk, dis die gaan kyk als psalms wat Dawid geskryf het. 22. 'n Klaagpsalm beweeg tipies van lyding na heerlikheid. Is natuurlik waar. Hulle kla en dan is daar 'n lofgedeelte, dan is daar weer 'n kla of so wissel dit. Partykeer is dit net kla wat na heerlikheid toe gaan. 23. Die Hebreëse woord Mashiach verwys na die konsep van die lydende dienaar. Dit is natuurlik vals. Onthou julle ons het gepraat oor die Messias, die gesalfde. Vraag 24. Watter woord beskryf die betekenis van die Hebreëse woord Ashrei die beste? Is natuurlik welstand. Vraag 25. Die konsep van die meditasie in die Ou Testament is nadenkend, stil besinning oor God se woord. Is dit hoe hulle gemediteer het? Nee, is nie waar nie. Hulle het mos so geprewel en daar was klank by betrokke. Hulle het nie net in stilte gesit nie. Soos wat ons vandag miskien meer meditasie ken. 26. Watter een van die volgende beskryf die vloed die beste waaroor God in Psalm 29 troon? En dan is natuurlik verwys na die chaos wat daar is. 27. Watter een van die volgende is nie waar nie in Psalm 2? Dit is 'n messiaans, dit is 'n kroningsschema, dit is ideologies, dit is eskatologies of albogenoemde is waar. Natuurlik is albogenoemde waar. Psalm 1 gee 'n oorsig van die boodskap van die boek Psalms. Waar of vals? Dit is natuurlik nie waar nie. En dan die tweede laaste, Psalm 2 bied die doel van die boek Psalms aan, en dit is natuurlik ook nie waarvoor Psalm 2 daar is nie. En dan die laaste vraag, vraag 30, die vraag wat in die vroeë boeke van die Psalms aangespreek word. Hoe kan ons leef in die wesigheid van die messiaanse koning? En dit is natuurlik waar. So, dit was so 'n bietjie 'n terugkykie na wat ons gedoen het, en ek hoop jy daarom nie te sleg gedoen nie. En as daar dalk goeders is wat jy dalk weer net wil gaan oplees, weet van daai terme of net die betekenis daarvan, dan kan ons weer teruggaan in jou boek. So kom ons kyk 'n bietjie. In jou boek sal jy ook hierdie prentjies sien van die verskillende genre, die lydingspsalms, die lament, die lofprysing, die rooi dae, die vertrouenspsalms, soos Psalm 23 vertroue in die Here, dankseggings, die hymn, die wysheidspsalms en die koningspsalms. So ek wil graag so 'n bietjie by jou net vir 'n oomblik stil staan oor waar pas Christus dan nou in die psalms en hoe verstaan ons dit?
Want soos baie van die aanhalinge in die Ou Testament wat na Jesus verwys, is oorspronklik nie geskryf deur die profeet na Jesus nie, maar waarskynlik eerder na 'n aardse koning. Wanneer die Jesaja en Jeremia praat van die Messias, dan verwys hulle na 'n aardse koning. Maar nou vir ons wat terugkyk, Psalm 22 lees, wetende dat Jesus het hierdie woorde aan die kruis gesit, dan kyk ons nou met ander oë daarna. So kom ons kyk so 'n bietjie na waar pas Christus in die Ou Testament. En miskien moet ek dit net weer herhaal. Dis nie asof daar nie verwagting vir 'n Messias geskep word in die Ou Testament nie. Daar word uitgesien na hierdie koms van Messias, maar wanneer die Jesus kom, dan kyk 'n mens terug na daai teksverse. Dan sien mens dat hierdie profeet het dalk iets hier bedoel op aarde, maar God het 'n groter plan met hierdie woorde van hom gehad. So kom ons kyk so 'n bietjie na die toepassing van hierdie kategorieë. Kom ons kyk vir 'n oomblik byvoorbeeld na die lofliedere. En jy kan nou gaan kyk na daai lys, al die lofliedere, Psalm 8 byvoorbeeld, wat oor die skepping gaan en hoe God geskep het en hoe hy aan die mens dink. En dan lees jy nou Psalm 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord daar en die woord was by God. En die woord was self God en hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. As jy dit lees in Johannes 1, dan besef jy maar daar's niks in die skepping waarby Jesus en die Gees van God nie ook betrokke was nie. Hulle was van die begin af daar. So as jy Psalm 8 lees of ander natuurpsalms, dan kan jy nie anders as om te dink maar Christus is deel hiervan. Dit beskryf sy godheid en sy heerlikheid ook. Kom ons kyk byvoorbeeld na Matteus 2 vers 15 wat sê: "So is vervul wat die Here deur die profeet gesê het: Uit Egipte het ek my seun geroep." Die woorde wat in Hosea 11 gesê word. Nou, ons weet dat Josef en Maria het met Jesus gevlug na Egipte toe. En nou kom hulle uit Egipte terug. En nou lees mense weer Hosea 11 en hulle besef maar hier is eintlik na Jesus toe verwys. So is daar verwys en dit vir ons as gelowiges vandag het die voorreg om nou 'n breër prentjie te hê, om terug te kyk en te sien hoe dit voorspel is, die Messias, en hoe dit vervul is. En daarom kry ons weer nuwe beloftes. Kom ons kyk 'n bietjie na die swaar deel van Psalm 22, die disoriëntasie, die klaagpsalm, waar Dawid geskryf het: my God, waarom het U my verlaat en bly U ver van as ek om hulp roep? En nou herhaal Jesus hierdie woorde, né? Dis aangrypend om te weet ek en jy lees hierdie woorde en dis die woorde wat Jesus gebid het. Dis waarvoor die psalms was en baie van hierdie psalms is waarskynlik deur Jesus self gebid in sy gebede en sy worsteling met sy Vader en sy eensaam en alleenheid en verlatenheid. So as jy Psalm 22 lees en daar's ander aanhalings ook, verwys dit na Christus en kry dit vir jou 'n dieper betekenis. Matteus 27 sê teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is God, waarom het U my verlaat? En dan lees jy nou weer Psalm 22 en dan besef jy maar hier is 'n koneksie. Kom ons kyk na 'n danklied, Psalm 30. Waarlik, sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Dan lees jy Matteus 28 en jy lees daar van die vroue wat aan die graf toe gegaan het. En die son het opgekom en hulle was haastig geweest en hulle was bekommerd geweest en daar's goed wat hulle nog moes gedoen het voordat die graf geseël is. En terwyl hulle op pad is, dan gesels hulle oor maar hoe gaan ons hierdie graf weer oop kry? Nou sê dit na die Sabbatdag toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf toe gegaan.
En dan word beskryf hoe hulle hierdie oop graf kry en hoe dat hulle uiteindelik Jesus ontmoet en hoe dat hierdie hartseer verhaal van Jesus se dood Sabbatdag net heeltemal ander betekenis vir hulle kry. En dan lees jy weer hierdie woorde van die psalmskrywer. Gisterand was nog trane en vanmôre lag ons alweer. En dan dink jy sommer net aan daai tye wat jy moedeloos was, wat jy in die nag rondgerol het en gewonder het, hoe gaan ek deur hierdie probleem kom? Dan kom die son die volgende oggend op en hy skyn daar in jou kamer in en jy voel sommer weer nuwe krag en energie en dan voel jy sommer weer positief. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n vertrouenslied, die bekende Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie, sê Dawid. En dan lees jy nou weer Johannes 10 wat sê 'n dief kom net om te steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. En dan lees jy weer Psalm 23, daai mooi gedeelte oor die herder en hoe hy hulle lei na groen weivelde. Dan kom Jesus met vrymoedigheid kom sê in Johannes 10, maar ek het gekom dat julle die lewe kan hê. Ek het gekom dat julle ek is die goeie herder. En dan lees jy Psalm 23 heeltemal anders. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n wysheid Psalm. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met die sondaars omgaan nie en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Wysheidspsalm, dan lees jy weer die woorde van Kolossense 3. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Nou, hier word vir ons vertel dat hierdie boek Psalms waarmee ons besig is, dat dit saam met ander poëtiese boeke, 'n wysheidsmateriaal soos Prediker, dele van klaagliedere, Spreuke, natuurlik Job, dat dit wysheid is en dat hoe hulle mekaar onderrig het daarin. En dan lees jy weer Psalm 1 en dan besef jy maar God is eintlik hier besig om vir ons te leer wat in ons lewe so belangrik en nodig is om te weet. Kom ons kyk so 'n bietjie saam na Psalm 19, waarmee ons hierdie sessie gaan afsluit. Psalm 19 en ek gee vir jou die 83 vertaling daarso op die skerm, maar dit sal goed wees as jy jou Bybel ook oopmaak en as jy 'n 2020 vertaling het, dan is dit goed om ook te lees. Ek het hom hier voor my en ek gaan nou so 'n bietjie daarna verwys. Psalm 19 sê die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak, sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daar vandaan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui op die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Die bepalinge van die Here is reg. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. Soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Vers 13. Wie sien sy eie dwalinge raak, maar dit moet my tog nie straf nie vir die sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van my opsetlike sondes,
laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. So dit is een van daai mooi psalms en ek wil graag hê jy moet net in jou stilte tyd net dit lees en weer deurlees en sommer net so 'n bietjie stil staan as ons so 'n bietjie broei op hierdie Psalm 19 want en as jy struktuur kyk en vir sommige lyk dit asof dit dalk 2 psalms kon gewees het vers 2 tot by 7 en dan begin hy by 8 weer die tweede deel. So vers 2 tot 7 is 'n loflied oor die skepping met besondere klem op die rol van die son. En vers 8 tot 15 is 'n wysheidsmeditasie oor die Here se wet en die onderrig, sy Torah. So as jy deur hierdie Psalm lees, dan sal jy agterkom vers 2 kan jy nou nie die Hebreëus altyd verstaan nie, gebruik hy verskillende woorde vir die Here. Hy gebruik in vers 2 die hemel getuig van die mag van God. En die Hebreëus wat hy daar gebruik is die God se naam El. En in daai gedeelte tot met vers 7 gebruik hy daardie naam van God El. En dan vanaf vers 8 tot 15 gebruik hy die woord Jahweh wat Here wat vertaal word met Here. So jy sal verskillende style hier kry as jy so deur dit lees. Is daar iets wat jy dalk herken wat jy raak lees? Die eerste deel maak gebruik van 'n langer poëtiese reëls met vloeiende beskrywings maar wanneer jy by die tweede deel kom jy van vers 8 af, dan is dit korter sinne, korter reëls en 'n 3-2 ritme wil ek amper sê. So wat oor wysheid begin praat. So as jy na die 2020 vertaling kyk, dan word dit so mooi beskryf en jy kan nou gerus ook in die handleiding wat ons uitgegee in Rodekraans saam met die psalms wat jy by die kerkkantoor kan aanskaf en hulle kontak kos R100 'n boek. Daar word vir jou 'n lekker uiteensetting gegee van hierdie psalm waar bladsy 87 in ons handleiding vertel van vers 1 tot 6 wat die natuurlike openbaring is. En dan vers 7 tot 14 vertel eintlik van die bonatuurlike openbaring. So die natuurlike openbaring vers 1 tot 6 praat van die hemel en die son en vertel van God se heerlikheid. Mense wat oor die hele wêreld kan hierdie boodskap wat oorgedra word. En dan van vers 7 en 8 verder word hierdie bonatuurlike, hierdie wysheid van God, dit wat reg is, dit wat volmaak is, dit wat betroubaar is, dit wat helder is, hierdie boodskap wat oorgedra word. So as jy so deur dit blaai, hierdie bevele wat die regte koers aandui. So kyk 'n bietjie in wat ons geleer het, hoe die parallelisme wat in hierdie gedeelte voorkom en hoe hy dit opbou en die beelde wat hy gebruik is vir my so mooi hierdie beeld wat hy gebruik van die bruidegom vers 6 daar aan die onderkant van die skerm. Jy weet hy's soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer uitkom. Jy kan net dink hoe smile die ou van oor tot oor en hoe vervuld hy is en iets daarvan wat die son weerspieël en uitstraal na buite toe. So as jy deur Psalm 19 blaai, dan sien jy 'n hele paar dinge wat hy jou gaan opmerk, hoe die hemel verkondig God se heerlikheid, God se skepingsmag, God se goedheid, God se oordeel, God se trou, God se alleen heerskappy, God se beskerming, God se ewigheid. Kyk 'n bietjie of jy hierdie woorde wat ek nou net gesê het kan raak sien. Sy skepingsmag, sy goedheid, sy oordeel, sy trou, sy alleen heerskappy, beskerming en ewigheid. Sien jy dit as jy so deur Psalm 19 lees? So Psalm 19 is die wetboek, is die leer, is die onderrig, die woord wat ons gebruik in plaas van wet is meer onderrig.
En die Here se woord onderrig ons gee vir ons wysheid, bring vir ons vreugde. Dit gee vir ons lig en insig as jy hierdeur gaan. Dit wys vir ons die pad van gehoorsaamheid. Dit waarsku ons teen sonde. So as jy hierdie Psalm deurlees, dan kom jy agter dat hierdie beklemding vir ons eintlik as gelowiges, as Christene, dat ons nie deur wetsgehoorsaamheid leef nie, maar dat ons deur die genade in Christus lewe, dat hy vir ons sy genade gee, hoe sy wil of sy wet vir ons, sy wil openbaar en vir ons wys wat is reg en wat is verkeerd, wat vir ons lei tot 'n heilige lewe en vir ons help om in gehoorsaamheid te wandel. Dis vir ons hierdie wysheid, hierdie onderrig is vir ons 'n gids, maar nie 'n middel om gered te word nie. Dit is bedoel om vir ons die grense van 'n heilige lewe aan te dui, of om ons teen sonde te waarsku, of die gelowiges terug te lei wat afgedwaal het. As jy hierdie Psalm lees, bring die Here jou terug na hierdie grootheid, die vryheid wat daar lê in God se leiding, God se woord, wat vir ons betekenis is, wat vir ons doel gee, wat vir ons rigting gee, wat vir ons waarde gee, wat vir ons gemeenskap met God gee. Gaan kyk gerus 'n bietjie wat ons skryf in die handleiding op Psalm 19. Ek wil graag afsluit om hom saam met jou te lees in die 2020 vertaling, as jy dalk die 2020 vertaling nou daar voor jou oop het. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie, en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle daar 'n boodskap uit oor die hele aarde en die woorde tot in die einde van die wêreld. Vir die son het hy 'n tent opgeslaan in die hemel. Die son is soos 'n bruidegom wat by sy slaapkamer uitgaan, vol vreugde soos 'n held wat op die pad hardloop. Aan die een kant van die hemel gaan hy onder en aan die ander kant gaan hy onder. Aan die een kant gaan hy op en aan die ander kant gaan hy onder. En niks ontkom aan sy hitte nie. En nou gaan hy na vers 8 toe wat nou hierdie tweede moment aandui. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalinge van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg. Dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verhelder die oë. Ontsag vir die Here is rein. Dit hou vir altyd stand. Die beslissings van die Here is waar. Dit is almal regverdig. Dit is begeerliker as goud en begeerliker as 'n oormaat van fyn goud. Dit is soeter as heuning, as 'n heuningkoek wat drup. Boonop u dienskneg word daardeur gewaarsku. Wanneer 'n mens daarby hou, is die beloning groot. Vir die insig in sy onbewuste dwaalings, spreek my vry van verborgde sondes. Weerhou u dienskneg ook om van vermetelheid. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Laat die woord van my mond en die bepeinsing van my hart vir u aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Gaan lees hierdie Psalm en ek wil net hê jy moet hom nie so gou los nie. Jy moet hom rustig deurgaan en jy moet amper 'n sinnetjie vat en net daaroor bid. Dink nou net as jy op vakansie is en jy staan vroeg op in die oggend of jy gaan laatmiddag slaap as jy of nie laat jy is nog laatmiddag wakker. Maar jy sien hoe die son sak op die horison en jy dink aan hierdie gedeelte en jy lees dit weer. So wanneer jy stilte tyd hou met die sonsopkoms en sonsondergang en jy in hierdie boodskap wat in stilte woord vir woord woordeloos eintlik oorgegee word en dit is hierdie woord van die Here waarvoor ons so ontzag het, wat so volmaak is, wat vir ons die opdragte gee,
wat begeerliker is as goud, wat is 'n oormaat fyn goud, wat soeter is as heuning en 'n heuningkoek wat drup. En wanneer jy hierdie Psalm lees, dan laat jy toe dat God jou bring by hierdie belewenis van Dawid hier saam met die musiekleier, dat jy beleef in die diepte beleef en dat jy groei in hierdie diep ervaring van die Here en die grootheid van die skepping en die grootheid van sy woord. Ek hoop dat jy in jou omgang met hierdie Psalm die grootte en die diepte daarvan besef. Volgende sessie gaan ons 'n bietjie fokus op musiek, die lied en die woord saambring, en dit gaan eintlik meer 'n manier wees hoe jy jou stilte tyd kan hou terwyl jy na musiek luister, en ek gaan dan vir jou verskillende genre musiek kies, maar jy kan self ook vir jou daar verder ook kies. Sien jou by die laaste sessie.